Jy is nou ingeskakel by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Baie hartlik welkom, liewe vriende, en mag die Here ons harte open vir sy woord en gees ook in hierdie pragtige oggend. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring, en vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 6, vers 12 tot 17. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ek het gesien toe die lam die 6de seël oopmaak. Daar het 'n groot aardbewing gekom. Die son het swart geword soos rou klere, en die maan het heeltemal soos bloed geword. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval soos die navye van 'n vyeboom afval as dit deur 'n sterk wind geruk word. Die hemel self het verdwyn soos 'n boekrol wat opgerol word. En al die berge en eilande is uit hulle plekke geskud. Die konings van die aarde, die hoofamptenare en die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawe en vryes, het in die grotte en onder die kraanse van die berge weggekruip. Hulle het vir die berge en die kraanse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam. Die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek, en wie sal staande kan bly? Geliefdes, hierdie is deel van 'n openbaring wat Jesus Christus aan sy diensknegt Johannes gegee het op die eiland Patmos. Jesus Christus was die enigste een wat dit waardig was in die hemel om die boekrol oop te maak wat aan hom gegee is. Daar was 7 seëls in hierdie boekrol. En vandag word die 6de seël oopgemaak. Met die breek van die 6de seël verskuif die toneel vanuit die hemel terug na die aarde toe. Die eerste 5 seëls het op spesifieke dinge betrekking gehad, maar die 6de seël is universeel van aard. Die dinge wat hier vir ons beskryf word, is alles tekens van die laaste dae en die eindtyd van die wêreld. In hierdie gedeelte sien ons hoe die wêreld tot sy einde gaan kom, en wat alles daardie dag gaan gebeur. Almal sal bang wees, want daar gaan 'n verskriklike aardbewing wees. Die son sal daar nie meer wees nie, dit sal donker wees. Die ligruim sal verdwyn. Die maan se kleur sal in bloed verander. Die berge en die eilande sal uit hulle staanplekke geruk word. Dit sal 'n skrikwekkende gebeurtenis wees vir al die goddelose mense van die wêreld. En dit is 'n oproep weer eens tot bekering. Alle mense, die nederiges en die magtiges, sal bang wees wanneer God op sy troon gesien word. Dan sal almal bid dat die berge op hulle moet val, sodat dit nie vir hulle nodig sal wees om die toren van die lam te beleef nie. Hierdie toneel, broeder en suster, word nie beskryf om gelowiges bang te maak nie. Vir hulle is die lam, Jesus Christus, 'n liefdevolle verlosser. Diegene egter wat nie respek vir die Here gehad het nie, en hom doelbewus bly weier het, en nie in hom geglo het nie, sal op hierdie oomblik besef dat hulle al die tyd verkeerd was. Dan sal hulle ook weet dat hulle op daardie dag voor sy troon te staan sal kom. Geen mens wat God verwerp het, kan die dag van sy toren oorleef nie. Almal wat egter aan Jesus Christus behoort, sal beloon word. Broeder en suster, ons hoef nie bang te wees vir hierdie dag, wanneer die wêreld tot 'n einde gaan kom nie. Want elkeen wat in Jesus Christus glo, sal gered word. Hulle sal meer as oorwinnaars wees. Hulle sal wit klere kry om aan te trek. Hulle sal goue krone op hulle koppe ontvang. Hulle sal in die teenwoordigheid van God wees. Maar die res van die goddelose wêreldse mense
Hulle sal gestraf word in God se oordeel. En die aarde en alles daarop, die hemelruim, die son, maan en sterre, sal alles vernietig word. Hierdie gedeelte van Openbaring en hierdie visioen van Jesus Christus is in aansluiting by 2 Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 10. Daar staan: Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom, en op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn. Die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, sal vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer beywer om vroom en aan God toegewy te lewe. Leef in die verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Broeder en suster, ek en jy moet vrede met God maak. Ons moet in hom glo. Ons moet elke dag toegewyd lewe en ons moet gehoorsaam wees aan sy opdragte. Die dag van die Here is op pad en wanneer dit aanbreek, dan kan kinders van die Here met blydskap jubel, want ons weet ons gaan opgeneem word in die hemel om ewig by God te wees. Die goddeloses en die wêreld en alles daarin sal op daardie dag vergaan in God se ewige oordeel. Kom ek en jy maak hierdie boodskap deel van ons lewe. Ons maak seker dat ons in Jesus glo, gehoorsaam sal wees aan sy woord en kom ons wy ons aan die lewende God toe, want in hom is daar oorwinning vir ons lewe. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat ons in hierdie nuwe dag hierdie kosbare boodskap kon aanhoor vanuit u woord. Dankie dat u aan ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde beloof en dat elkeen wat in u glo 'n spesiale woonplek in daardie hemel sal ontvang. Here, help ons om gehoorsaam aan u te wees, om toegewy te lewe en om elke dag te bou aan u koninkryk. Seën vir ons hierdie mooi dag, gee vir ons wysheid en insig om die regte besluite vandag te neem. Vul ons harte met u vrede, beskerm, behoed en bewaar ons. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.